stars above, they shine so bright. Goeiemôre geliefdes. Ons groet in die wonderlike naam van ons Here en Meester Jesus Christus. Terwyl ons so staan, kom ons bid saam en vra ons die Here om die gesprek in te kom. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag na U toe te kan kom en te kan sê, Abba Vader, want U is ons Vader. Dankie vir die grootheid, die genade, die krag, die sterkte. En ek wil bid en vra, Here, dat U vandag tot ons harte sal spreek. Val ons toe met die liefde en die genade. En Here, laat ons sal hoor en verstaan wat U vandag vir ons sê, by gebed in Jesus naam. Amen. Ons gaan net so staan, dan gaan ons saam sing. Maar dan gaan vir ons opsit, Our Father who art in heaven. En as ons klaar is met hom, the goodness of God. So terwyl ons so staan, kom ons gaan saam sing. Baie dankie.
Nou gaan ons saam sing the goodness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. Dankie, kan jy sit plekke neer.
Ons is vandag hier om die lewe te vier van Martha Maria Kasselman. Ek wil vanmôre eerstens ons innige meegevoel uitspreek teenoor die familie en die vriende. Dit is nooit maklik om afskeid te neem nie. Het is nooit maklik om tot ziens te sê nie, het is nooit maklik om te sê tot ons mekaar weer sien nie. Maar het is ongelukkig deel van die pad wat elkeen van ons sekerlik gaan moet stap. En ek wil vandag so 'n bietjie met die gesels rondom, want iemand het my die vraag gevra 'n tydjie terug, wat gebeur met my die dag as ek tot sterwe kom? Ek dink dis 'n doodnormale vraag. Jy weet veral na 'n begrafnis of op 'n begrafnis dan is daar altyd hierdie vraag van, maar wat gebeur? Kan iemand ons vertel wat gebeur? Die Bybel sê in 1 Tessalonisense 4 van vers 13 sê hy hierdie woorde, maar broeders, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. So die Bybel maak stelling hier en hy sê, ek wil nie dat julle onkundig moet wees nie, so wat eintlik sê is, ek wil nie julle moet weet wat gebeur die dag as jy moet sterwe kom. Ek wil nie jy moet verstaan wat gebeur, want as ons nie verstaan nie, is daar baie keer vrees daarin. En terwyl ek so 'n bietjie gaan kyk het na die woord van die Here, toe kom dit by my op dat ons sal moet gaan kyk waar die mens vandaan kom om te weet hoe dit is wanneer hy tot sterwe kom. En ek wil gou vir julle sê dat toe ek hierdie gedeelte sit en lees en daarin sit en dink, toe besef ek dat in 1941 op die 11de maand die eerste dag was 'n dogtertjie gebore. En daar was ouers wat geweldig excited was oor 'n kind wat gebore is, en ons sê dat hierdie kind het gelewe, want siel, gees en liggaam het by mekaar gekom. Nou elkeen van ons wat vanmôre hier sit, bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n liggaam. En dis hoekom ons almal is excited wanneer iemand gebore word, want dis die begin van lewe en dis die begin van alles. En dan as jy die begrafnis laaitjie kyk, dan is daar so 'n klein kort streepietjie. En dan sê die 2025/11/06. Is iemand oorlede. So hy som die hele lewe op in 'n kort streepietjie. Hy sê dis die streepie, dis jou tydlyn. En toe ek eendag gaan kyk, toe begin ek daaraan te dink, want dit het my nog geweldig gepla dat ons baie keer kyk na hierdie klas van goed, en dan wonder ons of die lewe dan regtig so kort is. En toe was ek myself die vraag gevra, maar wat gebeur die dag as ek tot sterwe kom? Want ek wil graag weet. As ek bestaan uit siel, gees en liggaam, dan beteken dit dat skeiding gekom tussen siel, gees en liggaam. Nou die Bybel sê die liggaam, hy praat op twee plekke van die liggaam, 2 Korintiërs 5, waar hy sê die liggaam is maar 'n tentwoning wat opgevul word en weggebêre word tot op 'n latere stadium toe. En dan sê hy daarso dat ons verganklik is, om met onverganklikheid bekleed is. So ons weet wat gebeur met die liggaam. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 15 praat hy van die liggaam as 'n saadkorrel wat geplant word. So die liggaam gaan graf. Die liggaam word gebêre tot later. En dan vra hulle altyd, so ons verstaan wat gebeur met die liggaam, maar wat gebeur met ons gees? Want dis nou die interessante vraag, die gees, wat is dit? Die gees is die asem, die ruach, dit wat God in Adam ingeblaas het. Hy sê sy asem, sy gees het hom ingeblaas en hy het 'n lewendige wese geword. So die dag as ek tot sterwe kom, my laaste asem wat ek uitblaas, my laaste asemteug, die Bybel sê, blaas ek my gees uit en dit keer terug na God toe wat het gemaak het. Hy sê in Prediker 12. En so ons weet water van die gees, maar wat gebeur met ons siel? Want as ek vandag moet vra, wie was Maria Kasselman gewees, dan ons almal na die foto kyk en sê, dis ouma, ons ken vir ouma. Maar dis nie wie sy was nie. Wie sy was is haar wil, haar intellek en haar emosies, want dis wie sy is. Dis haar siel. En die oomblik as ons daarna gaan sit en kyk, dan moet ek myself die vraag afvra, wat gebeur met my die dag as ek dan tot sterwe kom? Lukas 16 vers 22 sê, toe bedelaar sterf is hy deur engele weggedra na die boesem van Abraham. Hy sê, dat hy man het ook gesterf en is begrawe, en toe in die doodryk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver en Lazarus aan sy boesem.
So hy praat hier van twee mense wat tot sterwe gekom het, wat se siel weggevat word van hulle af. En die eerste ene is die man met die naam van Lazarus. Die Bybel sê, hy was 'n bedelaar. Die Bybel sê, dis die ou wat in die hoek staan, die ou wat ons oogkontak mee probeer vermy, want hy gaan dalk iets by ons soek. Maar die Bybel sê, dat toe hy sterf, toe is daar engele wat rondom hom staan, op die skouer stel en hom wegdra na die boesem van Abraham toe. Ek het vandag vir julle sê, my vrou is 3 jaar terug, 19 November, sy 3 jaar terug oorlede. En meer wat ons sê, amazingste van alles, toe my vrou die aan tot sterwe kom, toe sê ek vir die ouens wat saam in die kamer is, besef julle, ons staan in die teenwoordigheid van engele. Besef julle, daar's engele wat hier is om haar weg te dra na die boesem van Abraham. En dan praat die Bybel ook van man wat sy oor die doderyk opgehef het. En hierdie man het hy nie 'n naam gegee nie, hy sê dis 'n ryk man. So, as ek vandag moet sê, was hy geken aan wat hy gehad het, sy besittings. Hy was geken aan nie aan wie hy is nie, maar aan wat hy het. En hier het my geweldig geplaag, en ek wil weet, wat het met hom gebeur? Die Bybel praat, hy sê, toe hy sy oog oopmaak, was hy reeds in vlam. Hy sê, jy kan Lukas 16 gaan lees. Hy sê, hy het gevra, kan Lazarus die punte van sy vingers vat, en net my lippe aanraak, want die vlam waarlik is te erg. So wat ek vandag vir jou wil sê is, daar is ongelukkig nie dieselfde pad vir almal nie. Vir hulle wat in Christus ontslaap, hulle wat in 'n verhouding is met God, hulle word deur engele weggedra na die boesem van Abraham, toe hulle wat sonder Christus is, sê die Bybel, sal hulle oor die doderyk opleef. Ek het al baie keer oor die ding gesit en dink, want as ek môre hier moet vra, wie ken God, sal almal ons hande opsteek, as ons ken vir God. Maar die vraag is nie vanmôre of jy God ken nie, die vraag is of God jou naam ken. Want hierdie het my geweldig gedink, toe ek hier dan gaan dink, toe dink ek aan Lazarus, 'n man wat dalk nie alles in die lewe gehad het nie, maar God het sy naam geken. Hoekom sê ek so? Want Lukas 10 vers 20, dit het my baie gepla. Ek wil weet, wat is hierdie ryk man se naam? Ek is 'n praktiese ou. Ek wil verwys na Lazarus en Piet, of Lazarus en Koos, of gee hom 'n naam, en ek wil verwys na hom, maar kon nie 'n naam kry nie. En eendag toe sit ek, en ek lees in my studeerkamer, en ek lees Lukas 10 vers 20, en hy sê hier die woorde, moenie bly wees dat die gees aan jou onderworpe is nie, maar wees bly dat julle name in die hemel opgeskryf is. En die oomblik toe ek dit lees, toe besef ek, God het nie die ryk man se naam geken nie, want sy naam was nie in die hemel opgeskryf nie. Nou kan jy voor my sê, pastoor, hoe is dit moontlik? God is alwetend, hy weet nie hoeveel haar op ons hoof is, ek stem saam. Maar as 'n skrif in Lukas wat my pla, wat sê hulle nou gekom, ek sê, Here, en een aand ons duiwels uitgedryf, en siekes gesond gemaak, en hy het vir hulle gesê, gaan weg van my af, want ek ken jou nie. As ek dit prakties moet verduidelik, sal ek sê, as Steve Hof my hier inloop, en ek vraag vir wie is dit, sal almal sê, dis Steve, ons ken vir Steve. Maar as ek die vraag moet vra, wie is die mense wat hier sit, sal hy sê, ek weet nie, ken hulle nie. Dis baie keer ons grootste probleem, baie van ons mense ken God. Maar die vraag is nie of God, of jy God ken nie, die vraag is of God jou ken. Die vraag is, of hy jou naam ken. Ek het baie oor hierdie gedagte gesit en dink, want iemand het my gevra toe, maar waarheen is hierdie ou se siel wat weggedra is na die hemel, na Abraham toe, na die boesem van Abraham toe. Nou Jesus gee ons die antwoord dat toe hy aan die kruis gehang het, toe sê hy, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. En daar weet ons, want is hy hy's weggedra na die paradys. Nou kan iemand vir my sê, pastoor, ek kom nog nie hemel toe nie, want die hemel is nog nie klaar voorberei nie. Daar's 'n tradisie en goeders wat ons alles na moet kyk, want as ons kyk na die geslag van Jesus, is daar sekere goed wat ons moet onthou. En hy het gesê, toe hy in Johannes 14 gesê, laat julle harte nie ontstel word, jy glo in God, glo in my. In die huis van my Vader is daar baie woning, en as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê, maar ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei, sodat julle kan wees waar ek is. Ek wil julle gou 'n storieetjie vertel, as ek mag. Daar was 'n
daar was 'n stadium met my kerkraad gevoel het, dis belangrik dat ek 'n lewenspolis moet kry. En as jy 'n makelaar is, luister my maar uit, nie dadelik kwaad word nie. En die ou vra my, hy sê, hy bekom in en hy stel homself voor, hy begin te praat oor, hy verkoop polisse en die kerkraad gesê, ons moet kyk na 'n lewenspolis. En ek kyk hom sê, ek sê, goed, vertel my gou opsom van 'n lewenspolis. En hy vertel my, hierdie lewenspolis, as ek soveel 'n maand betaal, kan hy soveel uitbetaal wanneer ek die dag tot sterwe kom, of ek kan soveel uitbetaal as ek 65, 70 of 72 is. En die oomblik toe die ouens vir my toe sê my praktiese kant vir my, nee, maar hierdie is nie lewenspolis nie. En ek vra vir die ou, ek sê vir hom, jong, vergewe my dat ek die vraag vra, kan jy my waarborg, dat ek môre hierdie tyd nog sal lewe? En die ou sê my so kyk, hy sê, nee, pastoor, dis nie moontlik nie. Ek sê, jong, dan is hierdie nie regtig 'n lewenspolis nie, of 'n lewensversekering nie. Hierdie is eintlik maar net 'n uitrealiteit met 'n doodsdekking aangekoppel, soos wat dit vir my klink. Ek sê, maar kom ons gaan aan, want ek moet 'n polis kry, en hy vertel my verder, en hy sê op 'n stadium vir my, as jy hierdie nommer kontak, kan hulle vir jou sê wat die waarde van jou polis is. En dadelik is ek geïnteresseerd, ek sê, okay, ek sê, dit klink baie interessant, hy sê, pastoor, maar bel, ek sê, maar ek het nie 'n polis nie. Hy sê, maar ek het, dan is maar my polisnommer gebruik. En ek kom dat die mense, toe hulle antwoord toe, die vrou aan die ander kant, sê, goeiemôre, my polisnommer is, ek sê, nie weet is nie. En toe ek my polisnommer gee, toe kom sy terug, sy sê, môre meneer Brein, waarmee kan ek help? Ek sê, jong, ek wil asseblief gaan weet, wat is die waarde van my polis? En ek hoor hoe sy daar op die rekenaar besig is, sy kom terug, sy sê, as jy hom vandag afkoop, is dit die bedrag, maar as jy hom nog 5 jaar los, is dit die bedrag, en sy gee vir my so kort opsommingkie, en toe sy nou klaar is, toe sê ek die bedrag hardop, en ek sien hoe die ou se bors eintlik swel, want hy het voorsiening gemaak vir die dag as hy oud is. En dadelik kom het by my op dat, dis eintlik amazing om te dink dat hierdie ouens jou net ken op jou polisnommer. En toe ons klaar te sê vir jou, jong, ja, ek het 'n polisnommer nodig, ek het 'n polis nodig, so skryf asseblief vir my in, en hy vat toe pen en papier, en hy begin te skryf, en op die polisdokument, heel eerste bladsy, my naam en vak. En daarvan het hy elke bladsy opgeblaai, dan het ek op elke bladsy parafeer, en sê, goed, ek verstaan die inhoud van die bladsy, en hy het verduidelik, of ek wil dit vir my voorlees. En terwyl hy so besig is met alles, en toe ek klaar is, toe teken ek het vol, en skryf die datum op, en toe ek het klaar gedoen het, toe vat hy dit, en hy steek sy hand met die tafel, en hy sê hier die woorde, welkom by ons familie. En dadelik trigger dit my, dadelik gee dit my iets om aan te dink. En ek vra dadelik die vraag, ek sê vir hom, jong, mag ek gewoon 'n paar vrae vra? Hy sê, ja, seker pastoor, maar soos 'n goeie saak, dan begin hy klaar weg te pak. Jy weet mos, die ouens, as hy sy deel gedoen het, dan pak hy weg. En ek vra my die vraag, ek sê vir hom, jong, ek het gewoon vraag, kan ek vir jou lewenspolis gee? En die ou so my so kyk, en dadelik kom het by hom op. Hy sê, verkoop pastoor op lewenspolisse. Ek sê, nee jong, ek gee die goed gratis weg, maar ek sal graag vir jou een wil gee. Ek sê, vat goed pen en papier, skryf jy die polisnommer neer. JOH3.16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Ek sê, ek kan jou waarborg, dat al kom daar skeiding tussen siel, gees en liggaam, kan jy nie doodgaan. Jou liggaam sal graf toe gaan, die gees gaan terug na God toe, maar jou siel sal nie doodgaan. Ek sê, dis nog wel iets amazing om aan te kan dink, want hierdie is 'n lewenswaarborg, hierdie is 'n polis wat die waarborg gee. Ek sê, ek kan ongelukkig nie vir jou vertel wat die waarde van my polis is nie, maar ek het die polisdokument gevat, en ek het hom gaan deurlees, 'n paar keer al. En die Bybel sê, of my polisdokument sê, dat die plek waarheen ek gaan, se straat is van goud. Hy sê, en daar's bome wat vrugte dra, 12 maande van 'n jaar. En dan die mooiste van alles, hy sê, daar's water, wat lyk soos kristal, en dit het my ook gefascineer, maar meer dan dit, ek sal in die teenwoordigheid wees, van die skepper, van hemel en aarde. Baie maal vra ek vir mense,
As jy vandag iets moet oorkom, waarheen gaan jy? Want dit is net 'n vraag. En dan sê baie mense vir my, joh, pastoor, ek hoop jy wil toe. Kan ek vandag vir jou sê, waar ons ewige lewe deurbring is 'n keuse. En dis nie God se keuse nie, is my en jou keuse. Ons word gekonfronteer met die vraag, waar wil jy jou ewige lewe deurbring? En op grond van dit het ons besluit, daarvolgens sal ons geoordeel word volgens God se woord. En terwyl ek hierdie goed gaan sit en kyk, dink ek so myself, ons is so geneig om baie keer te sê, ons verstaan nie wat gebeur. Die dag as iemand op sterwe kom, ek wil vir jou sê, dis die eenvoudigste ding op aarde. Maar kom skeiding tussen siel, gees en liggaam. Maar wat saak maak is of God my naam ken. En ek wil vanmôre vir jou sê dat ek gaan baie keer weg met vergaderings en goed. Ek ry inteendeel volgende week maandag weer, gaan ons weg vir die hele week. En as ek by die plek aankom, dan ons organiseerders gewoonlik ons naam geprint en gelamineer en teen 'n deur vasgesit van 'n kamer. So as ons by die lodge kom of by die hotel kom, ons loop daar neer en ek gaan na die ontvangs toe en ek sê, goed, my naam is pastoor Ben, en sê, okay, jy is in kamer 7, en as ek my sleutel kry, as ek in die gang afstap, dan sien ek teen die deure, die ouens wat saam is, dis Org en Ellen, en so kan ek hulle name noem soos wat ons aangaan. En dan as ek by die deur kom, wat my naam op is, dan weet ek die kaart of die sleutel wat ek het, maak dit oop. En wanneer ek dit oop maak, dan weet ek alles wat hier binnekant is vir my voorberei. Dan is dit gewoonlik vir ons 'n lekker hangie en 'n mak koffie en bietjie biltong en 'n lekker boek om te lees en sulke klas van goedjies dan weer. En dan dadelik weet ek dat alles wat hier binne is tot my beskikking. En dis presies wat die Here kan. Dink net hoe amazing sal dit wees as ons eendag daarbo kom. Daar's 'n deur met jou naam op. En jy weet alles wat hier binnekant is vir jou deur God voorberei. Ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie keer aan hierdie goed gesit en dink. En ek het al baie keer gesê, Here, ek gee nie om hoeveel geld ek het, of wie ek is, of wat mense van my dink nie. Wat vir my saak maak, is dat jy my naam ken. En ek wil begin klaarmaak en vir jou sê dat, toe ek na hierdie gedeelte gaan sit en kyk, toe vra ek myself die vraag af, ek wonder hoeveel van ons ken sy naam. En hoeveel van ons word geken deur hom. Jy sien, 'n besluit is so lank as wat ons het om te leef. Party doen goeie jare 70, ander bietjie ouer, ander minder. En ek wil baie keer gewens, ek wens ek het geweet wie is volgende. Mense kon net my hand op jou skouer kom sit en sê, jong, ons bid saam met jou, hoor. Maar ek weet nie wie is volgende, miskien is dit ek, en as dit ek is, great, want ek weet waar ons se op pad. Ek sê die vraag is, ken God jou naam? En ek wil jou vraag, net dat jy sit, sal jy gewoon jou oor sluit, en jou hoof buig, asseblief, ek wil nie niemand moet rondkyk vanmorgen nie. Want net soos wat, dat die Maria Kasselman se lewe invloed op jou gehad het, net so kan haar dood invloed op jou. Want jy sien, vanmorgen is die vraag, ken God jou naam? As jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek wil hê, jy moet my naam ken, ek wil in 'n verhouding wees met U. Dan wil ek jou vra, weet nie vinnig jou hand opsteek en dadelijk laat sak nie, ek wil net saam met jou bid, al wat ek kan doen. Dankie vir die hande wat opgaan, jy kan dadelijk laat sak. Dankie vir die hande wat recht oor die gehoor opgaan, jy kan dadelijk laat sak. Ek wil net saam met jou bid vanmorgen. Onse Vader, wat in die hemel is. Here, ons kom vanmorgen en ons herken ons is sondaars. En ons het U nodig. Ek wil vanmorgen bid en vra, Here, vir elke persoon wat sy hand opgesteek het, dat hulle hierdie erkenning sal maak en sê, Here, ek is 'n sondaar, kom was my met die kosbare bloed. Reinig my van my sondes en al my ongeregtighede, en Here, ek wil U nooit kom woon in ons hart.
Here, maar meer dan dit, ek wil nie net nooit kom woon in my hart nie, maar ek wil in 'n verhouding wees met U. Want ek wil hê, Here, U moet my naam ken, en ek wil U ken. En daarom wil ek vanmôre bid en vra, Here, nie soos ons wil doen, maar soos U wil in ons lewens. En Here, ek eer U vir dit wat U vanmôre in harte en in lewens gedoen het. In Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Ons gaan by hierdie geleentheid vir Keith, ek dink dis Keith Stewart as ek reg kan lees, en Aubrey Roberts vra om na vore te kom, wat vir ons 'n huldeblyk gaan doen. Keith Stewart en Aubrey Roberts, dis reg. Sal hulle vir ons na vore kom asseblief. Okay, first of all, I'd like to say good afternoon to everyone. From the bottom of my heart, I would like to thank everyone for taking the time and trouble to support our family during this difficult period, but more importantly, for paying their last respects to my mother-in-law. My mother-in-law was an extremely religious person in her own quiet way. So before I begin with my tribute, I would kindly ask you to remain seated, bow your heads and close your eyes while I recite the Lord's Prayer. Thank you. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us for our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power and the glory, forever and ever. Amen. Okay, so sure. Where do I begin? Well, 43 years ago, I first met Mum. And only because Mum and Dad met a beautiful young lady, Cassie, whom I met in a small one-horse town called Punaskupi. At that stage, Mum's English was a 1.5 out of 10. And my Afrikaans was a 0 out of 10. After recently arriving to South Africa from the shores of the UK. Needless to say, our initial conversations were very short. But that didn't bother me at the time, as I was more interested in Mum's gorgeous daughter, where we didn't need to converse, as we spoke in the language of love. Mum and I got off to a slow start, but her husband, my dad, and I hit it off immediately. But now, after 43 years, Mum's English climbed to a very respectable 7 out of 10. And my Afrikaans, through the University of Life, shot up to about a 9 out of 10, due to being around Mum and her family, and my work colleagues at Electric Elements, where I began work in 1982.
Needless to say, I first learned all the wrong Afrikaans words, as happens in any language. And I can honestly say that I have traveled extensively throughout the world, and there are some words best said in Afrikaans, as it carries more impact and penetration. Today, I am proudly a Scottish Boer. My mum played a significant role in getting me there. Mum lived a very hard-working life, but she always cared for family and people in general. She did everything with a loving and caring heart and touched many people's lives. Mum had no evil bone in her body. She was the best mother-in-law I could ever have wished for. I will sorely miss her. When she spent time with Cassie and I at her house, it was party time. We laughed and we danced together, and she was fantastic with my children. Mum did everything for me, and I did everything for Mum. And that's how a mother and son relationship should be. Mum was born on the 1st of November, the same day as one of my golfing heroes, Gary Player, when I was growing up as a young boy in the UK. So I believe our paths were meant to have crossed. No one ever had a bad word to say about Mum, and that showed her true character. I'd like to thank Rita and Deerholt for what you have done for Mum today and for the last couple of weeks. You are truly awesome people. Mum, you are with Dad now, in heaven. Mum, I love you for eternity. Until I see you again one day, I can know. May you rest in peace, and I ask this in Jesus' name. Amen. Dankie vir julle. Ja, wie was Martha Maria Kastelman? Sy was 'n eggenoot, 'n moeder, 'n grootmoeder en 'n ouma voor. Sy het 6 kinders op die lewe gebring. Sy het haar kinders met die vluggroot haar streng maar liefdevol. Sy het hulle met morele waardes en integriteit grootgemaak. Buite al haar eie kinders was sy 'n ma en 'n ouma van die vele ander, maar nie maak nie saak waar sy gekuier of heen gegaan het. Het sy mense aangeraak met haar liefdevolle en sorgskynende geaardheid. Sy was vir almal 'n vriendin. Sy was vir almal 'n lig as storms hulle lewens gebreek het, en 'n lig in die donker dae. Met haar haat, liefde en geloof, hooggeloof het haar strale gepad, deur al haar hartseer verdriet en siekte tot die dood. As ek haar kan vergelyk, sal ek haar met 'n Makalan se bomme hoogtyd vergelyk. Altyd vol lig, geur en kleur. As sy jou nie met haar altyd kon oorwin het, was haar toesusters altyd daar. Sy het 'n sin van humor gehad wat sy oorgedraai het aan haar kinders, klein en agter kleinkinders. Sy was 100% 'n bok vir sport, vol grappe. Ons sal jou mis, mama, ouma en ouma vloei. Die eerste wat ek van ouma wil onthou is ons 4 leefies waar op die plaas kan kyk het. Ek Clovis, Jochie en Rob. Dat sy ons ouers het daar gesê toe maar asseblief vir die seuns want hulle eet te veel. So dis wat ek nou wil van haar. So ja, dit was lekker tyd. Jy sal vanmiddag nog later wat dit wees. Ons sal hier in jou ouma maak kas maak. So dit was die beste van ons almal hier. En die ongeloof verbaar. Tot sins en tot ons mekaar weer sien.
Ek wil begin met vir al my ouers, om te sê, Papa, Katie en Mama Raai, ek wil vir julle dankie sê, julle het na ouma en oupa gekyk en versorg tot hulle op en deel krijg. Daar is nie woorde wat ek te bijna my ouers beskryf en baie wat die maak ons. Ek dank ook om kies en van die magleen, vooral die jare se sorg wat julle gedoen het. Ek wil ook graag my sussie julle ook bedank, vertel bietjie, ja, dankie dat julle allemaal gesorg het, die laaste 2 weke dat sy so siek was. Ek wil dankie sê dat ek nou allemaal kyk al die dag, dat jy altyd daar is wat doen. Dis eislik. Dankie julle. Ek wil dank ook die dokters en selfde dokters by Sandra Park, dat hulle allemaal so mooi opgepas het en gekyk het nog. En dankie dat hulle die laaste paar weke van allemaal so gemakkelijk het. So, pastoor Betsy, baie dankie vir die diens. Ons waardeer dit. Hy ook kernbegrafnis en die ondernemers, vir al hulle vriendelijkheid en al die moeite wat hulle vir allemaal gedoen het. En dan wil ek ook net as die vir Susan, Dewels en maar dankie sê vir die wonderlijke soeptekens wat sy kan mekaar gesit het en ook by gestoot het waar ek aan kan het. En laatstens wil ek die dankie sê vir die elke devotion wat vandag hier is, die mense wat van ver af van my het. Baie mense dankie daarvoor. En die mense wat op livestream is. Baie dankie dat julle ons dag op die celebrate het. Ons waardeer dit baie. Ons gaan nou kyk na 'n video wat vir die voorberei is. Baie dankie. I still find myself reaching for your voice in the spaces we used to be. The quiet morning feels a little cold without you walking beside me. It's strange how love so steady can echo long after it's gone. Like a lullaby, I still remember even when the voices moved on. There were thank yous left unspoken, thinking
You can hear me, Mama. I'll keep calling through the night, even if I never see you. I will carry you at night. All the love I didn't say is finally finding its wings. You can hear me, Mama. I hope somehow you listen. Ek gaan by hierdie geleentheid die 3 briewe lees, vra as ek moet lees. As die lewe sonder jou gaan hard wees, nie meer 'n telefoonoproep of 'n WhatsApp boodskap weg nie. Ek is wie ek vandag is as gevolg van al jou liefde, voorbeeld en geloof. Jy het in my geglo, wanneer ek nie in myself geglo het nie. Mamie was altyd daar om te luister en raad te gee. Altyd gesê onthou, mense behandel soos jy jouself wil behandel word. Mamie se sin vir humor was altyd 'n bok vir spots. Wie gaan nou saam met Keith, dokter en dans? Nou dans jy in die hemel, geniet dit. Sal mamie altyd mis. Mamie se oproep was altyd die eerste een op my verjaarsdag. Hierdie Kersfeesseisoen gaan hard wees. Love forever, Cassie. PS, ons gaan ma se kookos mis. Marijke, die groenboontjies, Mary Lee, die patats, Scott, die vleis en rys, en Kim, die beestel. Hy moet Kim, jou plek is leeg en ons mis jou alreeds vreeslik baie. Ek mis ons nagkoffies, kuiertjies. Jy was nie volmaak nie, jy het jou foute soos ons almal gehad, maar jy is die perfekte moeder, ouma en ouma groot vir almal van ons. Ons sal jou vir altyd lief hê en ons gedurig is by Jesus se voete van Maraai. En dan mami, my vriendin, my ma, my vertroueling, my buddy is gelukkig, my buddy in gelukkige tye, maar vriendin in die donker dae. My vertroueling, en ek het, as ek seer gehad het, dankie mami, vir hoe jy my gevorm het, met liefdevolle tigtiging. Ons gaan jou baie mis, rus en vrede by Jesus, mami, van Lisa. Ons gaan net so sinnig, ons afsluit met gebed, en beskou ons die diens van Martha Maria Kasselman as afgehandel, en dan word die genooi na die saal toe langsaan, waar reggemaak is met verversings en goedjies vir die. Kom ons sit so dat ons saam. Vader, baie dankie dat ons kan kom op 'n plek waar ons kan sê, hierdie is nie die einde nie, maar die begin van 'n nuwe fase. En ek wil bid en vra, Here, vir ons wat agterbly is dit altyd swaar, dat U ons sal vat, ons sal vertrou, ons sal bystaan, en vir ons die Heilige Gees sal gee om ons by te staan. Dankie dat ons weet, Here, U liefde en die genade is vir ons genoeg. Ons loof U, ons prys U en ons verheerlik U, want daar is niemand soos U nie. Aan U kom toe al die lof, die eer en die aanbidding van ons hart in Jesus naam. Amen. U word genooi om na die saal toe te gaan, maar reggemaak het met verversings vir U. Baie, baie dankie. The sun dips low behind the hills. The world grows quiet. The night reveals a heart that's weary, a soul in need. Lord, come close and walk with me. The fields are empty.